Hierdie TV-skerm is te klein om die grootsheid van James Cameron se derde hoofstuk in die Avatar-reeks Fire and Ash te akkommodeer. Dit moet in IMAX of groot teaters gesien word, want dit is visueel soos niks wat jy tevore gesien het nie. Resensente mag dit nie voor 18 Desember resenseer nie. Hierdie is dus 'n lusmakertjie, want om Avatar, Fire and Ash se grootsheid en storie in 50 sekondes te probeer vasvat, is so goed jy probeer Hamlet agter op 'n posseël skryf. Die beelde, soos jy kan sien, is majesteus. Dit verdwaag die kyker en oorweldig, veral in die lokprent en die sintuie word aangetas. Ek herhaal, hierdie is nie 'n resensie nie. Dit stel jou net bekend aan Avatar, Fire and Ash, wat op 19 Desember in 3D, in IMAX en ander reuse teaters begin. Alles wat jy van Avatar verwag, is daar, net groter. Maak dit jou reuse Kersgeskenk aan jouself. Onthou, die kaartjies is duur en dis 3,25 ure lank in teaters. Song Sang Blue begin eers op Kersdag, maar hierdie voorskou mag jou dalk oortuig om solank jou kaartjie te bespreek. Die verrassing is, jy sien nooit die regte Neil Diamond nie. Dit gaan oor 'n paartjie wat sy liedjies probeer naboots en nes hy klink. Jy moet van die begin af weet, Hugh Jackman doen 'n uitstekende nabootsing van Neil Diamond se liedjies as 'n doodgewone ou in 'n voorstedelike huis wat eintlik die liedjies karaoke. Maar in die proses raak hy en sy vrou, die pragtige Kate Hudson, sterre, al het hulle Diamond tog nooit ontmoet nie. En dis 'n ware verhaal. Maar wanneer tragedie toeslaan, kry die bekende liedjies heeltemal 'n ander gesig. Besluit maar self oor Song Sang Blue vanaf 25 Desember in teaters. Jy kan hierdie resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Probeer ook om die ongelooflike verrassende The Housemaid vanaf 19 Desember in teaters te sien met 'n verrassende storie. Al die lokprente is sodat jy vooruit kan beplan. Ek groet tot 17 Januarie. Geniet die Kerstyd.